Goeienaand. Ek het gedink om voordat ons begin met die bid hier vanaand, dat ons net weer luister na die lied van gister. 'n Lied wat ons gister gevra het, as jy daarna luister, is mos nou eintlik 'n liefdeslied. Maar as 'n mens daarna luister, dat jy daarna luister asof dit oor die Here se liefde gaan. Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the same. Shaping years, love bursts in, and suddenly all our wisdom disappears. Love makes fools of everyone. All the rules we make are broken. Yes, love changes everyone. Live or perish in its flame. Love will never, never let you be the same. Love will never, never let you be.
Baie welkom vanaand by die Pinksterbid hier. Ons is besig met 'n reeks wat kom uit twee jong manne se gedagtes. En dit is links onder op die skerm vir die wat nou nie gisteroggend hier was nie. Daardie twee manne heel links, die groot gesig en dan die een met die wat se kleurhemp is daai oranjebruin. Dis Phumlani Ngwenya en dan ook Dominee Michael Baans wat hierdie gedagtes van hierdie week bymekaar gesit het. En is eintlik so mooi en dis waarom ek gedink het dat dit vir ons goed sal wees om te luister na wat hulle twee tussen hulle vir ons gee. Omdat dit jong mense is in Suid-Afrika en ons ook ervaar dat baie van ons, ek in elk geval kom uit 'n tyd uit voor 94 en 'n mens gaan maar net aan met die lewe en jy hanteer al die goed wat oor jou pad kom en elke dag se uitdagings. Maar dan hoor mense slag weer jong mense wat sê, maar moet dit so wees soos dit is? En die vraag wat hulle twee vra is juis oor verdeeldheid wat daar is in die wêreld om hulle. En gister het ek dit gesê, dit is nie net Suid-Afrika nie. Ek dink ons help die wêreld baie want ons gee al die woorde wat hulle nodig het, apartheid en al daai dinge. Maar reg oor die wêreld is daar verdeeldheid. Waar mense is daar verdeeldheid. Dit begin in huise, in die kamers, dit gaan na die straat toe, in die wijk, in die dorp. Tussen dorpe het ons partykeer verdeeldheid oor waar pad moes gewees het en toe beklei daai LP harder as die ander een en sulke dinge. So dit kom ook van ver af, die verdeeldheid wat daar baie keer is. En 'n mens voel baie keer 'n slagoffer daarvan. Dit voel vir jou, jy kom nie los van dit nie. En ek het nie goeie nuus nie, ek dink nie ons gaan loskom voordat ons heen gaan en na die Here toe gaan nie. Maar as gelowiges is ons tog beter toegerus om met verdeeldheid te deel, om daarmee te handel. En ons is nie eerlik as ons sê ons weet dit nie, as ons sê maar ons is ook maar mens en ons is ook uitgelewer aan die magte en die kragte om ons. Ons het keuses. Ek was nou hier aan die skarrel en toe moet ek huis toe ry om goed te gaan haal. En ek as ek so raak ek dan sê ek soos 'n bil en ek wil net deur. En in die bakkie toe sê ek vir myself, wat maak jy nou? Jy kom nou na die kerk toe om vir mense te sê ons kan dit anders hanteer. En net daar kan ek kies en ek kan sê maar kan dit anders hanteer. So ek dink ek het al iemand aanstoot gegee, ek hoop nie so nie. Het ek, jammer. As mens so haastig en so vinnig raak. Maar ek wil net terwille van die wat nou nie gister vir Dominee Michael gehoor het nie, dat ons net luister, dat hy self sê wat in hulle gedagtes was, toe hulle oor hierdie Pinksterreeks, eintlik oor 'n boek, hulle het 'n boek geskryf en toe het CLF hulle gevra, wil nie 'n boek verwerk na 'n Pinksterreeks toe nie. Maar kom ons luister na hom. Hi Pietberg, Michael hier van Oosrug Gemeente in Pretoria. Ek was so opgewonde toe ek 'n e-pos gekry het van Martin wat vir my sê julle gaan 'n Pinksterreeks doen uit Disrupting the Divide, 'n Pinksterreeks wat ek en my goeie vriend Phumlani Ngwenya saam geskryf het, wat eintlik maar net 'n paar gedagtes is uit 'n boek wat ek en hy geskryf het met die titel Disrupting the Divide, wat eintlik maar net gaan oor verdeeldheid in ons land en wat is Jesus se oproep vir ons lewe, die eenheid waarvoor hy gebid het. Jesus se langste opgedateerde gebed in die Bybel, Johannes 17, bid hy spesifiek vir eenheid onder sy mense. Ek dink aan teksgedeeltes soos 1 Korintiërs 11 waar Paulus praat oor die nagmaal en waar hy eintlik praat oor social sin, hoe uitsluiting heeltemal teen die kultuur en die koninkryk van Jesus is. En ek en Phumlani het dit eintlik saam ontdek. Ek is 'n wit Afrikaner boerseun en Phumlani is 'n swart Zulu sprekende, groot geword in KwaZulu-Natal in die Makatini vlaktes en dis so nogals 'n deel van ons storie. Ek het so 'n paar jaar gelede, eintlik 'n hele paar jaar gelede, seker al 12, 13 jaar gelede toe ek in graad 10 gerond was, het ek my hart vir die Here gegee op die Makatini vlaktes. Ek was op 'n uitreik soontoe gewees, eintlik so 'n bietjie teen my wil. Wou nie baie graag gegaan het nie, maar dit was destyds deel van ons belydenis van geloof, aflegging. Een van die goed wat ons moes doen is om op 'n uitreik te gaan. En ek het daar vir die heel eerste keer in my lewe het ek die evangelie gedeel met 'n Zulu gesin wat nog nie die evangelie gehoor het nie en my lewe het radikaal verander en ek het tot bekering eintlik daar gekom. Nog altyd 'n kulturele gelowige, geglo in die Here, maar eintlik daar het ek begin om 'n disipel van Jesus te word. En so het my pad begin en daar het ek so 'n paar jaar later vir Phumlani ontmoet. Hy was een van die oukies in die gemeente gewees en sy mentor was toe ook is die predikant wat vir 'n hele ruk daar bedien het.
Lourens van der Westhuizen. Hy het bedien onder die Makatini in die Makatini vlaktes en hy het so 'n bietjie van Pumlani gementor en hy het eintlik so vir my en Pumlani bymekaar uitgebring en ons het net dadelik vriende geword en ons het al 'n klomp gesprekke gehad oor Suid-Afrika, oor die verdeeldheid net in ons eie land en ek en hy is albei gebore na apartheid. Ek dink dis wat dit spesiaal maak, wat ons storie dalk anders maak, is ons is gebore na apartheid. Ons het begin om regtig die Here se oproep tot eenheid ernstig te probeer althans en ons het in die proses het ons goeie vriende geword. Ons het nou al 'n klomp uitreike saam gedoen. Ons preek gereeld saam. Pumlani is besig om te bedien by die gevangenis in Barberton terwyl hy sy teologiese studies voltooi. Ek bedien by NG in Pretoria Oosterlig voltyds onder die jeug en ek is verantwoordelik vir ons kleingroepe. En ja, dis om net so ietsie van my en Pumlani. As jy meer wil weet, koop die boek. Hy behoort so oor 'n paar weke op die rakke te wees. Ons sal vir julle aanstuur en in die tussentyd geniet julle reeks Pinkster en mag die Here deur die Heilige Gees tydens Pinkster regtig julle harte kom aanraak. Mag julle net so besef hoe lief hy vir julle is, vir elkeen van julle en mag hy regtig julle kom ontwrig in 'n positiewe sin van die woord om soos wat ons in Filippense lees dat ons al hoe meer en meer sy karaktereienskappe sal begin leef, dat ons al hoe meer sal dink soos Jesus, praat soos Jesus, leef soos Jesus en bo dit alles lief hê soos Jesus oor grense heen. Maak nie saak wat se grense ons opgebou het nie. En dis eintlik die hoofding van Disrupting the Divide as 'n boek en as 'n Pinksterreeks is om die Heilige Gees toe te laat om ons denke te kom vernuwe, om ons regtig een te maak, om regtig Jesus se gebed, sy myn gebed of langste opgetekende gebed ernstig op te neem en daai nuwe eenheid, daai nuwe humanity waarvan Efesiërs praat regtig te gaan uitloop. So blessings vir elkeen van julle. Ek hoop ons sien mekaar een van die dae. Totsiens. Verdeeldheid. As 'n mens dink aan jouself, as ek vir jou sou vra waar ervaar jy verdeeldheid? Dan sou dit interessant wees om te hoor op hierdie oomblik, dalk op hierdie dag, dalk is dit vandag, wat jy ervaar het, hier is so 'n bietjie ietsie wat tussen my en iemand anders ingekom het. Maar ons weet dit, dit is in ons lewe, dit is deel van ons wêreld. En wat ons in hierdie Pinkster tyd vir mekaar wil sê, is wat ons bemagtig as gelowiges, wat ons regtig help, gaan ons elke aand by stil staan. Gisteroggend het ons gesê, dit wat 'n groot verskil, die grootste verskil in ons as kinders van die Here se lewe maak, is die liefde van God. Die liefde wat die Here aan ons bewys het deur Jesus Christus. En vanaand praat ons oor God se heiligheid en op watter manier dit ons kan help as kinders van die Here. Môre aand gaan ons 'n bietjie praat oor myself, dat ek dalk ook baie keer 'n hindernis kan wees in verdeeldheid. Die Engelse sê mos it takes two to tango. Ek sal nooit vergeet, ek luister een Vrydagoggend na 'n vrou wat in 'n woonbuurt sommer self so op 'n gewone manier met wysheid haar vriende en vriendinne en die mense in die buurt begelei. En sy sê Mywes kom sit daar by haar en Mywes pak uit oor haar man en toe pak Mywes uit oor haar seun en Mywes pak uit oor die buurvrou en Mywes pak uit oor die vrou by die en sy sê so, luister sy so halfuur na Mywes en so op 'n stadium toe wys hy vir Mywes, you know, what's the common factor in this whole story? En Mywes kyk haar so half verontwaardig, sy het nog nie klaar gepraat nie. Sy sê, it's you Mywes, it's you. En julle het eintlik geweet hoe ek begin vertel. Kom hoor myself. Die 4de aand, ek moet nou gedink is Woensdag aand, ja, gaan ons praat oor 'n Trojaanse perd. En ek gaan nie nou al sê waaroor dit gaan nie. Donderdag aand praat ons oor Jesus wat in staat is om mense met mekaar te versoen. En watter wonderlike boodskap dit vir ons ook is en hoop dit vir ons gee. En dan Sondagoggend gaan ons saam nagmaal vier en die teks daar gaan Johannes 17 wees waar ons ook dink oor Jesus se wonderlike gebed waarna Mikael ook verwys het. En watter inspirasie daardie gebed ook vir ons is as kinders van die Here. Terwyl ons so sit, voordat ons uit die teks uit gaan lees, kom ons raak stil met die woorde van hierdie lied. Die opname is nie so goed nie, maar dis sommer baie mense wat deel het aan hierdie lied. Dit was by een van die Daniel saamtrekke, waar Louis Brits die begeleiding gehanteer het, die voorsang, en dis 'n klomp mense wat saam sing en die Here aanbid en sy heiligheid groot maak. Kom ons sit so en dan sing saam, jy's baie welkom.
luister ook as jy net wil met jou oë toe, maar kom, jy is welkom om saam te sing. Kom ons buig die hoofde saam. Kom ons raak saam stil in gebed. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanaand bymekaar kan kom om aan U al die lof en die aanbidding en die eer te bring, omdat U God is. Omdat daar niks in geen ander naas U is nie. U alleen is die Here. En dankie dat U deur die woord en deur die Gees ons kom help om U te kan ken. Here, dis die ewige lewe, sê Johannes vir ons. Om U te kan ken. Om nou reeds, terwyl ons in hierdie wêreld nog leef en op pad is na die ewigheid, dat ons uit die verte uit iets kan sien van U heerlikheid. Dat U Gees en die woord vir ons help om te snap dat ons nie alleen is in hierdie lewe nie. Maar dat U wat in die groot troue liefde na ons buig, na ons uitreik, dat U ons lewens kom aanraak met U eie teenwoordigheid. Wonderlik kom wys dit wie U is in Jesus Christus. En toe hy gesterf het aan die kruis, soos U dit so gewil het en hy so dit bereid was om dit te doen, dat ons daar kon sien hoe groot en hoe wyd
en hoe hoog en hoe diep u liefde vir ons is. Dankie dat Jesus alles gedoen het wat nodig is om ons te red. En dat u hom op die 3de dag uit die dood het laat opstaan het. En dat hy opgevaar het na die hemel en aan die regterhand die posisie gaan inneem het aan die regterhand. Die ereplek. Dat alles in hierdie wêreld, in die hemel en op die aarde aan hom onderwerp is. En dat ons as mense die voorreg het om te kan lewe, om u te aanbid, om u te verheerlik, om u naam groot te maak. Dat u ons nooi om u kinders te wees, terwyl u ons God is. Here, help ons vanaand, dat terwyl ons so wag op u, dat ons wat klop aan die deur, dat ons sal ervaar dat u die deur oopmaak, dat u met ons praat, dat u die brood vir ons breek, wat ons voed, nie net aan ons liggame nie, maar veral in ons gees en ons siele. Dankie dat ons 'n verwagting kan hê, dat u wat die almagtige, grootse God is, dat u in die majesteit ook vir ons wil help, met ons elke dag se lewe met mekaar. Dankie dat u so groot deel daarvan is en wil wees. En mag ons dit elke dag besef, elke dag wakker word met die heerlike wete dat u liefde in ons lewe uitstort, sodat ons ons lewe lank mag juig en bly wees. Ons wag op u Vader, Seun en Gees. Amen. Die liefde van Christus, het ons gelees, dryf ons. Die wat hy was, het onthou van die paddaatjie wat mens kan opwen, en dat 'n mens eintlik dit as 'n beeld kan neem vir jouself, dat jy dink jy soos daai paddaatjie wat deur die lewe gaan, en daar's baie sleutels wat jy kan opwen. En mens is baie keer opgewen met mekaar, en dan kom al verdeeldheid. Maar dat 'n mens vir jouself kan sê, nee. Ek wil my oopstel dat die Here met sy liefde die dryfveer in my lewe is. Omdat ek weet dat een vir almal gesterf het, sodat die wat leef, ek wat leef, nie meer vir myself sal lewe nie, maar vir hom wat ter wille van my gesterf het en opgewek is. En dit ook vir al die ander. Romeine 5 sê, Pinkstertyd herinner ons daaraan, die hoë beskaaming. Ons hoef nooit te twyfel daaraan dat ons in staat is om lief te hê nie. Want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En vanaand gaan ons 'n bietjie dink oor wanneer die Here so met sy Gees in jou lewe inkom, met sy liefde. Wat doen dit aan ons? Watter soort mense word ons wanneer die Here ons lewens so kom aanraak? En daarvoor gaan ons lees uit 1 Petrus 1 uit. En ons gaan ook lees uit Handelinge uit. Kom ons luister na hierdie woorde, Filippense 1 ook. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En dan in Filippense hoor ons ook iets hiervan, waar Paulus hierdie brief skryf aan die gemeente in Filippi, en hy sê vir hulle, ek bid juis, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus, wanneer Christus weerkom, innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid, deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En dan in Handelinge 2, toe hulle dit hoor, toe die mense wat daar in Jerusalem saam is, en hulle hoor hierdie disippels in al hierdie tale praat wat hulle taal is, en dit is vir hulle wonderlik om te dink dat hierdie Galileërs hulle taal kan praat, dat hulle kan verstaan. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus het 'n preek gelewer, en hy het vir hulle gesê, dit is julle wat die Messias gekruisig het, vir Jesus Christus. En dan is hulle geskok, en hulle vra, wat moet hulle doen? En dan sê Petrus, bekeer julle. En dis 'n woord wat ons ook baie keer hoor, en dis nie iets wat eenmalig gebeur in 'n mens se lewe nie, ons is maar gedurig besig om ons 180 grade weer om te draai. Bekeer julle, sê hy vir hulle, en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver,
almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor. Laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat die boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense tot die gelowiges se kring toegevoeg. Gister het ons gehoor dat God sy liefde in ons harte uitstort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gee. En as 'n mens vra wat 'n soort liefde is hierdie, dan verstaan 'n mens hoekom die Gees van God die Heilige Gees genoem word. Want waar God teenwoordig is hy teenwoordig as die Heilige. En die liefde van God wat in ons harte uitgestort word, is 'n heilige liefde. En nou kan 'n mens vra, maar wat beteken hierdie heiligheid? Ons het baie negatiewe konnotasies aan heiligheid. Ons praat van mense wat hoogheilig is, wat skynheilig is. Ons het 'n renons in mense wat wil voorgee dat hulle iets is, wat ons dink, ag man, jy's ook maar net 'n mens, moet jou nie so hoog hou nie. En dis soos ons oor God se heiligheid dink, dat God se heiligheid is sy godheid, is sy verhewendheid. En dit is nie hoe ons dit heeltemal moet hoor nie, want dit is beslis so, dat God in sy godheid, in sy verhewendheid, gans anders is. Maar, as God sy heilige liefde in ons harte uitstort, en hy sê hy is heilig, en daarom moet ons heilig wees, dan is die Here besig om te praat van dit wat hom ook anders maak, as die kwaad van hierdie wêreld, as die donker en die duisternis, en die sonde van hierdie wêreld. En dit is die dinge wat ons daar op die skerm lees, sy reinheid, dat hy afgesonder is van die kwaad. En dit weet ons as ons oor die Here dink. Dan besef ons, as ons kwaad sien, in goddeloosheid, in boosheid, dan weet ons nie, dit is nie die Here nie. Die Here is anders as dit. By die Here is daar reinheid, is daar troue liefde, is daar geborgenheid. Voel 'n mens dat jy veilig is. En daarom kan ons sê dat as die Here vir ons sê, wees heilig, want ek is heilig, dat die Here nie vir ons as gelowiges roep, om onsself heeltyd met die wêreld te vergelyk, mense wat in die wêreld is, en dan te sê, ten minste is ek soos die fariseer, daarom nie soos hierdie tollenaar nie, of is ek daarom so 'n bietjie beter as my buurvrou, of as my buurman. As ons so oor dit wat die Here vir ons sê dink, dan dink ons verkeerd daaroor. Die Here verwag baie meer van ons, as dat ons onsself sal vergelyk met mense wat nog in die wêreld is, wat nie die Here se verlossing in hulle lewe ervaar het, sy liefde wat in hulle lewe uitgestort is, soos Paulus gesê het, en hierdie lied wat hulle gesing het, wat so mooi pas by hierdie uitbundige vreugde en verwondering, oor wat die liefde in 'n mens se lewe kan teweegbring. Die Here roep ons om soos hy te wees. Nou die oomblik as 'n mens dit sê, dan gaan die gevaarligte aan, veral vir ons as gereformeerdes, want ons hou nie daarvan as mense subjektief te opgewonde raak oor hulle self en oor hulle godsdiens, en ons voel jy moet maar kop hou. Maar luister 'n bietjie wat Willie Jonker sê oor dit. Hy sê, terwyl die kern van alle sonde is, dat die mens soos God wil wees, deur homself teenoor God, en in die plek van God wil stel. Dis 'n verkeerde manier van soos God wil wees. Die slang in die tuin het vir Adam en Eva gesê, nee, die Here is net bang, julle sal soos hy wees. Eet van die vrug. En toe hulle eet daarvan, toe besef hulle, maar die slang het vir hulle gejok. Die Here is nie daaroor bekommerd, dat ons soos hy sal wees. Hy wil hê ons moet so wees, soos hy is. Maar dan in hierdie opsig, wat Prof. Willie Jonker dan in die tweede deel sê, daar in die blou, die kern van alle heiligmaking, is dat die mens homself voor God verloon, en begeer om soos God te wees, in liefde, barmhartigheid, goedheid en reinheid. So daar's verskillende maniere om soos God te wil wees. Die een manier is presies wat die sonde doen, om eintlik God te wil wees, in die plek van God. Die ander manier, is om te sê dat ek is 'n sondige mens, en ek verootmoedig my voor die Here en sê, Here, was my, dat ek bitter as sneeu sal wees, dat ek skoner as wol sal wees, was die ongeregtigheid uit my uit, sodat U my lewe kan vul, met alles wat goed is, en mooi is, en rein is,
liefde, barmhartigheid, goedheid, dat dit my lewe sal kom vul. So dis die manier waarop die Here ons uitnooi om soos hy te wees, dat ons hierdie pragtige, liefdevolle goedheid van die Here, dat dit deur ons lewens sal vloei. Hy sê verder in heiligmaking, gaan dit nie om nuwe kwaliteite wat die mens in word nie. Dit gaan nie oor iets wat vir ons gegee word by wat ons is nie, maar om 'n geloofswandel, om 'n stap van geloof, om saam met die Here in geloof te wandel, wat van oomblik tot oomblik die vryspraak van die regverdiging in Jesus Christus toeëien. Wanneer die Here ons uitnooi om heilig te wees soos hy heilig is, beteken dit dat ek saam met die Here begin stap, dat ek my voet sit op die pad van die Here, en dat ek besef dat ek wandel in geloof, want dis waar dit gaan oor geloof, geloofsvertroue, om al meer en meer die Here te leer ken, en al meer die Here te vertrou. En in hierdie saamstap met die Here, sê Prof Willie Jonker, gaan dit eintlik daaroor dat ek keer op keer, maar net weer teruggaan, en vir myself herinner daaraan dat Jesus werklik vir my sonde aan die kruis gesterf het. Ek is vrygespreek, ek is verlos. Want terwyl ons loop, vergeet ons dit. En dit is wanneer ons weer die pad verloor. Wanneer ons weer soos 'n mens begin optree, soos 'n mens begin dink, uit ons menslike sondige natuur. Maar wanneer ek in my lewe, terwyl ek saam met die Here stap, heeltyd teruggaan na my en my bekeer, my weer bekeer. Nie bekeer na daai dag wat ek tot bekering gekom het nie, maar my nou weer herinner aan Jesus wat aan die kruis vir my gesterf het. Nou weer terugkeer om my te verwonder oor hoe lief die Here vir my het, en vir elke ander mens in hierdie wêreld het, dat hy vir elkeen wat hier om my is, dat hy vir hulle sonde aan die kruis gesterf het, dat ek op 'n nuwe manier na die mense ook rondom my kan kyk. Efesiërs sê, dit wat die Here vir ons sê, wees heilig soos ek heilig is eintlik waarmee die Here Jesus Christus in ons lewens heeltyd besig is. So dis nie 'n opdrag wat ek kry om uit my eie krag uit heilig te gaan wees nie. Die heiligheid kom juis in hierdie verhouding, in hierdie saamstap met die Here, en heeltyd in die Here se teenwoordigheid te wees. Daar in die voertuig vir die Here te sê, Here, ek wil nie wees soos ek nou is nie. Stap saam met my weer terug kerk toe. Help my dat U in my lewe sal wees, as ek ook nou weer met iemand moet gaan praat, vir wie dit, waar dit vir my moeilik is om met daai te praat. Ons lees in Efesiërs 5, waar dit gaan oor die mans en die vrouens in die huwelik. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, staan daar, soos ook Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het aan die kruis, homself prysgegee ter wille van die kerk, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig en sonder smet. Is dit nie wonderlik om te weet, dat die Here Jesus Christus, terwyl hy daar aan die regterhand van die Vader sit, in die hemel en vir ons pleit, soos Romeine 8 sê, dat hy terselfdertyd deur sy Gees besig is om my te heilig, om vir jou te heilig, om 'n pad met elkeen van ons te stap, om al meer en meer ons die beeld van God te laat vertoon. Al meer en meer daardie wonderlike heiligheid van God, van liefde, barmhartigheid, van deernis, van omgee, van jouself prysgee ter wille van ander, dat die Here besig is met my voortdurend, om daai proses in my lewe te laat loop. Hebreërs 12 sê, terwyl Jesus besig is om dit te doen, streef daarna, na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Dis 'n misterie, ons kan dit nie verduidelik nie. Ons probeer verduidelik die heilsorde van eers regverdiging en dan heiligmaking. Mens moet maar so probeer om vir jouself te help om iets wys te word uit hierdie wonderlike misteries van die Here. Maar alles hou verband met mekaar. Die Vader en die Seun is heeltyd besig met ons. Ons hoef nie die goed uit mekaar te haal nie. Ons hoef nie te sê daar is 'n oomblik van regverdiging en dan van heiligmaking en dis die prosesse en ons hoef dit nie alles te verstaan. Ons hoef net te weet dat ons het 'n uitnodiging en 'n heerlike versekering dat Jesus Christus is besig met my deur sy Gees om my te help om al meer en meer heilig te wees. Al meer en meer die eienskappe van die Here self te vertoon en daaroor moet ek ook die eienskappe van die Here, dis ook 'n woord.
Heiligheid beteken nie volmaaktheid nie. Heiligheid beteken nie dat ek 'n hoë dink het vir myself nie. Dit is juis, het Prof. Willie Jonker gesê, om myself, om te besef, ek moet leeg word van myself. Ek is net in die pad. Ek kan nie mense lief hê, soos die Here mense lief het. Dit is net die Here wat deur my vloei, wat in my lewe is deur sy Gees. Heiligheid is nie volmaaktheid nie. Heiligheid gaan oor hierdie verhouding, van hierdie saamstap. Dit beteken om te behoort. As ek sê, ek moet saamwerk met die Here om heilig te word, beteken nie, ek moet my meer inspann nie. Ons kom nou daarby. Om heilig te wees, is om afgesonder te wees, oorgegee te wees, om meer soos Christus te word, deurdat ek hom toelaat om in my lewe te leef. Dis nie 'n strewe na foutloosheid, perfeksie nie. Dis 'n strewe na nabyheid. Dis 'n verhouding, heiligmaking. Heiligmaking, en dit is nou die punt waar ons baie keer vasval. Die oomblik as ons hoor die Here gee ons 'n opdrag, dan wil ons vir die Here sê baie dankie, ons weet nou wat die opdrag is, ek is nou terug, en dan gaan hy sien, cum laude. Die Here stap saam met ons. Wanneer 'n mens wetties is, dan staan dit daaronder, dis 'n godsdienstige houding, waar die nakom van reëls, wette en rituele bo gestel word bo genade en 'n geloofsverhouding en 'n geloofswandel met God. So ons moet maar heeltyd waak teen, want as mens wil ons dit doen. En dis maar weer daai eie ek wat inkom, want ek wil vir die Here wys hoe oulik ek is. Ek wil vir die Here wys ek kan dit doen waar ander mense dit nie kan doen nie. Ek gaan vir die Here wys ek gaan dit beter doen as die mense langs my. Daarby gaan ons ook in die week uitkom. Daar's 'n heerlike vryheid daarin om te wandel met die Here en nie wetties te raak nie. Wetties sê, as mens in 'n wêreld is van wette, van werkgeregtigheid, ek moet goed doen om God se genade te verdien, dan doen ek dit om aanvaar te word. Wanneer ek in hierdie verhouding met die Here lewe elke dag, waar die Here besig is om my al meer te heilig en ek saamwerk met hierdie heiligmaking in my lewe, dan doen ek dit omdat ek aanvaar is. Ek lewe soos die Here van my verwag, omdat ek weet ek behoort aan hom. Dis my identiteit. Ek is geregverdig. As ek nou moet dood, dan is ek gered. Daar's niks wat ek meer hoef te doen as wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Ek hoef my glad nie te bewys teenoor die Here nie. Maar wat ek doen, omdat hy my liefhet, omdat hy my aanvaar het, omdat hy die genade aan my bewys, daarom wil ek uit dankbaarheid lewe vir die Here. Dis iets heeltemal anders as hierdie spanning van 'n wettiese godsdiens, waar ek al hierdie goed moet doen om aanvaar te word. Wettiese godsdiens kyk na die maatstaf en probeer hoorspring. Here, hoe hoog? 7 maal keer, hoeveel keer moet ek my naaste vergewe? En dan maak die Here sommer vir Petrus stil en sê, man, 70 maal 7 keer. As jy nou wil vir jou 'n lat sit, hy is te hoog, Petrus. Jy kan hom maar nou los. Heiligheid, hierdie pad van heiligmaking, kyk net na Jesus wat besig is met my en ek lewe in 'n verhouding met die Here Jesus en ek dink nie eers aan maatstawwe. Ek besef nie eers ek is besig om die wet te vervul nie. Ek dink nie eers oor hoeveel latte is, daar's nie latte in hierdie proses waarin ek stap saam met die Here. Daar's net mense. En daar's die Here, daar's verhoudings. Daar's heeltyd goed wat gedoen kan word. Ek is nie besig om heeltyd te dink maar maak ek dit nie. Kom ek oor die lat nie. Wetties is inspanning, dis strewe, dis swaar. 'n Mens se gesig wys dit ook. Heiligheid is om jou oor te gee. Om jou oor te gee en te sê, Here, ek gee my oor. Gaan U voor. Wettiese godsdiens, dit maak jou moeg. Jy val uit, jy hou dit nie pas vol nie. Dit kan dit nie bykom nie. Partykeer kry mense wat jou kan dryf in godsdiens. Terwyl heiligheid maak jou vry. Heiligheid maak jou vry. Efesiërs 2 sê so mooi, want uit genade is ons verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit onsself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit ons eie werk uit nie, sodat niemand iets het om op te roem nie. Ons is immer sy maaksel, sy skepping Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei te doen en daarvolgens te leef. Daar is goed wat gedoen moet word, maar dit kom na die tyd. Eers is hierdie besef van genade, van verlossing, en daaruit vloei hierdie verhouding met die Here, hierdie saamstap met die Here, wat dan die goeie werke bring. Titus, in die brief staan daar ook in hoofstuk 2, want die verlossende genade van God
het verskyn vir alle mense en voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig, regverdig en Godvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. Hierdie genade van die Here voed ons op. Dit rus ons toe, dat ons verstandig, regverdig en Godvreesend kan leef. Terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat homself te wille vir ons gegee het om ons los te koop van alle wetteloosheid en wat vir hom 'n eie volk as eiendom gereinig het, wat ywerig is om goed te doen. Die God se heilige liefde verander ons heeltemal. Dit verander ons en maak ons klei in God se hande wat die pottebakker is. Dit maak ons ontvanklik vir God wat in ons lewens inwerk en ons heilig maak. En as ons vra, wat is die wil van die Here vir ons lewens? En dit sê ek nou vir die jonges hier onder ons. Ek het ook gewens die Here wil vir my wys, maar wat moet ek doen? Waar moet ek gaan bly? En met wie moet ek trou? En wat se werk? Terwyl ons regtig kan ontspanne sê, daai goeders kan baie verskillende forme aanneem. Maar dit wat waar is vir almal van ons, is dat die Here se wil vir ons is dat ons heilig sal lewe. Dat ons afgesonder vir hom sal lewe. 1 Tessalonisense 4 sê, dis die wil van God, dat jy heilig moet leef. En dit gaan oor daai liefde, barmhartigheid, goedheid, reinheid, afgesonder van die kwaad. Al die vrug van die Gees, dit is wat heilige lewe is, in 'n verhouding met God, waar God in ons lewens teenwoordig is. Maar baie spesifiek vir die gemeente Tessalonika sê hy, dat julle sal weerhou van onsedelikheid. Dat elkeen sal weet om sy eie vrou op 'n heilige en eerbare wyse te verkry. In daai gemeente was daar baie spesifieke uitdagings vir gelowiges. Wat duidelik vir die ander mense gewys het, lewe ek saam met die Here? Is die Here in my lewe teenwoordig of nie? En Paulus het vir hulle gesê, vir julle as julle onsedelik lewe, soos die mense in Tessalonika. En as julle op 'n verkeerde manier vrouens kry en by ander afvat, want hy sê uit wel lustige begeertes, soos die heidene wat God nie ken, en dat julle broers in hierdie saak bedrieg, dan hoor julle nie hierdie oproep van die Here, hoe lief hy julle het, wat 'n groot genade in julle lewens bewys het, hoe hy julle heeltemal kom verander het nie. Julle leef as julle nog die ou mens is. So in elke konteks kan daai detail anders te lyk. Maar dit wat dieselfde oral is die vraag, lewe ek vanuit hierdie verhouding met God? Die heilige God het in my lewe ingekom, deur sy genade. Hy het my lewe kom verander deur sy liefde, hy het my hart kom omkeer. Ek is soos Paulus geïnspireer, ek word gedryf deur die liefde van God. En dan sê Paulus vir hierdie gemeente Tessalonika, as julle dit doen, is dit 'n ander sleutel wat julle draai. Dis nie die heilige God wat julle dryf om buiteegtelike verhoudings te hê, om welis te bevredig, om julle broers te bedrieg deur die manier waarop julle met mekaar omgaan nie. Dit is nie dit nie. Daar's 'n ander sleutel wat in julle is wat opgewen is. En hy sê die Here vergeld daai dinge. As 'n mens goddeloos lewe en onreg pleeg en liefdeloos teenoor ander mense optree, dan is die oordeel van die Here oor jou. Dan ontvlam die Here se toorn oor mense. En dis waarom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om ons te red van dit. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. Ons is nie magteloos nie, ons het keuses. En ons oefen daai keuses uit. Maar dan moet ons ook rekenskap gee van daai keuses. Ek kan my oopstel vir die Here en sê, Here, hier's 'n versoeking. My menslike mens wees wil nou te ver gaan met hierdie vrou. En dan sê die Here, maar ek help jou. Met my is jy sterker as hierdie versoeking, as hierdie begeerte. Jy hoef nie aan toe te gee. En ek weet wanneer ek vir die Here sê, nee Here, ek wil nie nou dit hoor nie. 'n Heilige persoon is egter nie net iemand wat nee sê vir dinge nie, maar iemand wat ja sê vir dit wat goed is, vir God self en dit wat God bring. En die genade wat die Here in ons lewens instort, doen 3 goed in ons. Dit red ons, dis vergifnis, die geregtigheid wat Jesus aan die kruis vir ons gebring het, wat ons van veroordeling red. Dit verander ons, dit transformeer ons, dis die heiligmaking waarmee die Heilige Gees in ons lewens besig is, die Here in die hemel deur sy Gees. Dit is wat ons van onsself red. En dan 'n derde ding wat die genade van die Here doen, dit stuur ons uit. Dit roep ons.
Dit het Paulus uitgestuur na die wêreld toe, na al die heidene in die wêreld, om die evangelie aan hulle te bring. Dis die ywer vir goeie werke. Handelinge 2 vers 37 vertel vir ons dat toe die skare dit hoor, dat Petrus hulle aankla en vir hulle sê, julle het die Messias gekruisig, het die Gees so in hulle gewerk, dat hulle diep getref is. Hulle het nie aanstoot geneem nie, hulle het dit nie verwerp nie, hulle het nie vir Petrus hulle daar gegryp en hulle met stokke geslaan en hulle aangerand. Hulle het hulle verootmoedig voor die Here en gesê, wat moet ons doen? En Petrus het met hulle gepraat en hy het vir hulle gesê, bekeer julle, draai julle na die Here toe, stel julleself oop vir die Here. Laat julle doop, ontvang die Heilige Gees as 'n gawe van God en laat julle red uit hierdie gebroke wêreld onder hom. En dan lees ons, daai mense het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Hulle is met ontsag vervul. Hulle het gereeld by mekaar gekom. Hulle het alles gemeenskaplik besit. Elkeen na sy behoefte is daar gesorg vir elkeen. Hulle het eensgesind volhard om tempel toe te gaan, daagliks te besoek. Hulle het die brood gebreek, die maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte het hulle dit saam geniet. Hulle het God bly prys en die Here daagliks verlosters tot hulle getal bygevoeg. Heiligheid is nie goedkoop nie. Dit het geweldig baie van die Here gevra om uit die hemel uit 'n mens te word, aan die kruis te sterf. Dit vra ook iets van ons. Die Here sê, as jy my volg, gaan jy jou kruis opneem. Maar om in hierdie verhouding met die Here te staan, oortref dit in alles, sê Paulus en sê ons ook. Heiligheid is nie 'n modegier nie. Jong mense volg modes, dis nou 'n hype en dan sit weer verby. Die proses van heiligmaking is 'n lewenslange proses. Dis nie iets wat sommer net nou kom en dan gaan dit weggaan nie. Jy's in vir 'n maraton, jy's in vir 'n lang pad tot die einde van jou lewe. Dis 'n lewenslange geloofswandel saam met die Here. Maar dit produseer 'n geloofsgemeenskap wat vir mense iets van die hemel wys. Waar mense met dieselfde liefde van God, hierdie heilige liefde, na mekaar kyk, met mekaar lewe, uitreik na die gemeenskap om hulle. Dit beteken nie dis perfekte mense nie heeltemal nie, maar mense kan die Here in hulle herken. Jy kan sien daar is iets bonatuurlik by hulle. Mense kan dit waarneem. En dit is Boemlani en Mikael se bydrae vanaand. Hulle sê ook heilige liefde is die krag, het hulle ervaar, wat verdeeldheid genees. Dit maak ons eenheid geloofwaardig. As ons sê ons is een, ook as gelowiges, dan sê mense hulle kan dit sien, want daar is iets heilig aan ons. Ons aanvaar mekaar, ten spyte van al die verskille wat daar in ons is. Ook mekaar se verskille, ons probeer mekaar nie dieselfde maak as myself nie. Ons aanvaar die eenheid. En ons maak dat die evangelie tas en sigbaar is vir mense om ons. Die Gees is besig om te werk, om ons te vorm. Die vraag is of ek en jy onsself sal oorgee en sal toelaat dat die Here ons vorm. Dat daar liefde, barmhartigheid, goedheid, reinheid, dankbaarheid. Wat doen Jesus elke dag? Terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe en ons dink oor al die dinge wat ons gehoor het vanaand. Maar as daar een ding is waarmee jy huis toe gaan huis toe met die wete dat jy nooit alleen is nie. Dat die Here jou sy bruid noem en dat hy elke dag deur sy Gees, elke dag by jou is, besig is, wil wees, om jou meer en meer die beeld van God laat vertoon, heilig te maak. Kom ons luister na hierdie gebed van die ou kerkvader Augustinus in hierdie lied. Dit is ook ons gebed vanaand, so kom ons luister dit, bid dit saam met hom. Jy kan op die bord ook kyk as jy wil. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy.
Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. That I always may be holy. Amen. Die deurkollekte by die Pinkster is vir die Bybelgenootskap. Dis wonderlik as ons kan help om hierdie pragtige blye boodskap te verkondig in die wêreld. So as jy kan, bring 'n bydrae. Daar's baie maniere waarop die Bybelgenootskap die woord van die Here verder uitdeel en ons help daarmee. Ons maak 'n verskil. Die lied waarmee ons uit gaan beweeg, 475, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U te saam. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ontvang die seën van die Here en daarna kan ons dan ook daai mooi seënbede vir mekaar sing. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Hy sal. Amen.